Môre, dis Saterdag die 20ste Junie en ek hoop dat God jou vandag wys hoe om vanuit oorwinning te leef en nie na oorwinning toe nie. Ek wil jou gou iets vra. Voel jy soms asof jy veg, maar nooit wen nie? Asof die geloofslewe jou meer uitput as wat dit jou opbou? As dit jy is vandag, bly luister, want ek dink ons het die rigting van die geveg verkeerd verstaan. Ons is vandag in Efesiërs 6 en Hebreërs 6. Nou so 'n bietjie konteks. Paulus word in Rome aangehou. Hy is onder custodia militaris. In hedendaagse term huisarrest. Hy wag op sy voor Caesar. In daardie tyd was mense permanent geboei aan Romeinse soldate. Hy kon nie vrylik beweeg nie, maar God was nie gebind nie. Hy gee vir Paulus hierdie woorde om te skryf. En oor wat? Wapens. Die wapenrusting van God. Die gordel, die borswapen, die skoene en skild en helm en laastens die swaard. Maar hier's die eerste ding wat jy moet tref. Hierdie wapenrusting is nie nuut nie. God het dit eers gedra. In Jesaja 59 dra God self die pantser en die helm van heil. Paulus sê nie, maak jou eie toerusting nie. Hy sê, trek God se eie wapenrusting aan. Ons neem aan wat God self dra. Nou kom ons stap deur die lys. Daar's die gordel van waarheid, die borswapen van geregtigheid en dan, voordat ons by die skild kom, die skoene. Die voete geskoei met die bereidheid van die evangelie van vrede. Nie skoene van krag nie, skoene van vrede. Dink daaroor na. 'n Soldaat wat angs het, vlug, maar 'n soldaat wat vrede het, staan vas. Hy veg nie na vrede toe nie, hy veg vanuit vrede. Die evangelie is nie net die boodskap wat jy verkondig nie. Dit is die grond waarop jy staan wanneer alles om jou skud. Dan die geloofskild en die helm van verlossing en laastens die swaard. Die enigste aanvalswapen in hierdie hele lys, die swaard van die Gees. Dit is die woord van God. En nou die derde ding wat jou moet tref, lees Efesiërs 6. God sê nooit in hierdie stuk wen nie, hy sê staan. En dan in vers 11 staan, vers 13 staan, vers 14 staan, 4 keer. Hoekom? Want die geveg is reeds gewen. Jou taak is nie om te wen nie. Jou taak is om te staan in dit wat reeds gewen is. Jy word nie gevra om die oorwinning te behaal nie. Jy word gevra om te staan in die oorwinning wat reeds behaal is. En dan kom ons in Hebreërs 6. Kom dieselfde boodskap, net in 'n ander beeld. Die skrywer sê, ons het dit as 'n anker van die siel wat veilig en vas is en ingang tot binnekant die voorhangsel. Maar voor ons by daai anker kom, sê Hebreërs iets wat ons nie moet mis nie. God het 2 keer homself verbind. Hy het beloof en toe het hy ook nog gesweer, 'n belofte en 'n eed. 2 onveranderlike dinge. Hoekom 2 keer? Omdat God ons mense ken. Ons geloof is swak en ons vergeet. Ons twyfel in die middel van die nag. God weet dit. So hy het 2 keer gesê, dit sal nie verander nie. Die belofte en die eed. Dit is die fundament waarop die anker rus. En om hierdie anker reg te verstaan, moet jy eers die voorhangsel ken. Nou in die Ou Testament het daar in die tempel 'n swaar gordyn die allerheiligste afgeskei. 1 keer per jaar, net 1 keer, kon die hoëpriester alleen ingaan met die bloed van 'n offerdier vir die sonde van die volk. Jaar na jaar, dieselfde offer, dieselfde gordyn, nooit klaar nie, tot Jesus aan die kruis gesterf het en die voorhangsel van bo tot onder geskeur het, nie deur mensehande nie, van bo, deur God self. Jesus het ingegaan, 1 keer, vir altyd, met sy eie bloed, en dan noem die skrywer van Hebreërs hom ons voorloper. Nou in Grieks beteken dit prodromos,
Weet jy wat 'n prodromos was? Nou in die Griekse leer was dit die naam vir die voorste soldate, die verkenners, wat vyandige terrein binnegetrek het, om dit vir die hoofmag te beveilig. Jesus het nie net die pad oopgeloop nie, hy het die terrein ingeneem, en hy roep ons om te volg op 'n pad wat reeds beveilig is. Die pad na die allerheiligste is oop. En nou as ons kyk na die anker, hierdie anker werk anderste as 'n gewone anker. In Grieks beteken dit ankura. Nou dit is dieselfde woord as die fisiese ankers van die skip wat Paulus op was in Handelinge 27. 'n Gewone anker wat afgaan na die seebodem. Maar hierdie anker waarvan die skrywer praat, gaan op, binnekant die voorhangsel, tot by die troon van God, waar Jesus selfs as ons hoëpriester vir altyd staan. Jou anker hou nie omdat jy sterk is nie. Dit hou omdat dit vasgemeer is aan Jesus self, aan daai kruis, aan daai hemelse heiligdom waar hy nou staan. Dit verander alles oor hoe ons veg. Want as jy jou anker al binnekant die voorhangsel is, dan veg jy nie vir iets wat jy nog moet kry nie. Jy veg vanuit iets wat jy al reeds het. Nou die draai wat God wil hê ons moet maak is dit. Nie, Here, help my om te wen nie. Maar Here, U het by die kruis al reeds gewen. Laat my vanuit daardie oorwinning leef. En nou kom ons by die enigste aanvalswapen in die wapenrusting, en dit is die swaard. God se woord. Nou Grieks was daai swaard 'n machara. Nie die lang swaard vir afstandsgeveg nie. Dit was die kort swaard. Die naby gevegswapen. Die wapen wat jy gebruik wanneer die vyand naby is. Jy gebruik dit nie in teorie nie, maar van naby. In die konkrete oomblikke van vandag. In jou spesifieke geveg. Vriende, die vraag vir hierdie Saterdag is eenvoudig. Watter woord van God het jy vandag al opgeneem in jou stryd? Nie in die algemeen nie, spesifiek. Die moeilike tyd waarin jy is nie 'n bewys dat God vergeet het nie. Dit is die terrein waarop jy leer om vanuit oorwinning te leef. Die anker hou, die swaard is in jou hand. Jesus is jou voorloper wat reeds die pad voor jou oopgeloop het. Kom ons bid saam. Here onsse God, ons is soms moeg van die geveg omdat ons vergeet, Here, dat die oorwinning reeds U sin is. Here, leer ons om nie vir 'n uitkoms te bid wat U reeds verseker het nie, maar om in U oorwinning te staan. Gee ons die moed om vandag die swaard van U woord op te neem in ons spesifieke stryd. En laat ons weet dat ons ankers hou, nie omdat ons sterk is nie, maar omdat U as hoëpriester is vir altyd. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen. En onthou vandag, jy is dalk die Bybel wat iemand vandag moet ontmoet. Die vraag is, veg jy vir oorwinning of staan jy vanuit oorwinning? Onthou, God se anker hou jou vas op hierdie pad vandag. Ek hoop jy het 'n geseënde Saterdag.